Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Ons het nou by verskeie geleenthede kykers en luisteraars het dit tot ons aandag gekom dat mense wat gaan aansoek doen om te immigreer Amerika toe op hierdie Trump administrasie se uitnodiging in reaksie daarop, as ek dit so kan sê, en is daar nou uit verskeie oorde gerapporteer dat daar onder andere gevra is by die ambassades wanneer die mense onderhoude gaan doen oor het hulle te doen met enige verregse organisasies en dan ook selfs die naam Suidlanders gebruik in hierdie aksie en ook byvoorbeeld ook die assosiasie dan nou met die Ku Klux Klan. So die doel van hierdie video is maar net om vir u, ek gaan nou vir u 'n video speel wat Simon vir my per stemboodskap hierop gereageer het, omdat hy die persoon was wat in Amerika was, hoe dinge daar plaasgevind het, hoe hy sy weg moes vind om hierdie plaasmoorde op die verhoog, op die internasionale verhoog te gekry het, toe baie van die ander burgerregte organisasies nog ontken het dat dit polities geïnspireer is, nog ontken het dat daar enige politieke ry en agenda daar agter is, en nog ontken het dat dit 'n teikengerigte aksie was, die hele plaasmoord situasie, was dit Suidlanders en dan by name Simon en Andrei Coetzee wat daardie tyd oor is om hierdie wreedheid en hierdie gevaarlikste beroep op die aarde, naamlik om 'n boer in Suid-Afrika te wees, te gaan erns op die verhoog en onder die aandag van die internasionale gemeenskap te kry. Nie omdat ons hulp verwag nie, maar omdat dit altyd goed is om die internasionale narratief of kom ons sê projek ook te dryf. Ek gaan vir u vinnig 'n video speel, eintlik 'n stemboodskap wat u vinnig kan luister na wat presies gebeur het en weer eens die wanpersepsie, natuurlik met 'n doel. En ek sal so vinnig nou ietsie sê oor die doel. Laat ons nie onnodig te veel tyd daarop spandeer nie, maar kom ons luister gou Simon se stemboodskap oor hierdie aangeleentheid. Mr. Miller, when Andrei Coetzee and I toured the USA in 2017, very early on in the tour, I came across, in all the research I was doing, a guy speaking about farm murders called Dr. David Duke. He was only talking about farm murders. I had no idea who he was. I took a pot shot and I searched for his telephone number. You can do it quite easily in the USA. Not always, but you can. I've gotten it right more than once. Got his number and rang him and asked if we could visit. We went to visit him, and then at his house, and then I rang a guy, you know him, I can't think of his name off the top of my head, but he speaks about South Africa from time to time, slender guy, who we'd met in the first few days of the tour. And I said to him, we met this guy, Dr. David Duke. What's your opinion of him? And he said, heavens above, do you know who that is? Anyway, so it turned out he was a former member of the Ku Klux Klan. And for that reason, I've never spoken to him since. And it would be easy for me to speak to him because I know his daughter. His daughter is a nurse, and she stays with people that I stay with from time to time. So she'll be doing whatever you call it, locum nursing, and she'll drive right across the state, and she'll have to stay the previous night to get up at 4 a.m. to start work at 6. And we get on very, very well. Married woman, big family, lovely lady. But we never discuss her father, and I've never held a conversation with her father at any of the events that I've been asked to speak at, where he has also been there. On one occasion, we were on the same panel, and I remarked on his speech, and he remarked on my speech, but it wasn't a conversation. Subsequently, I've been invited to attend conferences, to be flown out there by organizations which I don't know, but I suspect
are like, their names are pseudonyms for the Ku Klux Klan. In other words, they are Ku Klux Klan organizations, but going by different names. Please excuse me sniffing and sniveling here. I've just had a long walk in a strong wind. And I turned them down, and I explained to the two people who invited me why I turned them down. And they were bitterly disappointed, but they understood. We don't associate with the Ku Klux Klan. We never have. On one occasion, I accidentally met Dr. David Duke, who is a past bigwig and very famously resigned or got kicked out or whatever. He hasn't been a member of the Ku Klux Klan for, I'm guessing, this is entirely a guess, but something like 20 to 25 years. And even he I don't associate with. Yeah, simple as that, Mr. Miller. It's absolutely false. Nonsense. Any allegation to the contrary, I mean. Goed, jy het nou almal sy stemboodskap geluister en baie duidelik is dit baie duidelik gestel dat ons geen assosiasie. Ek self dra geen kennis van, ek het al gehoor van die Ku Klux Klan en al wat ek weet is ek hoor van hulle, dan is dit hierdie wit masker wat lyk soos 'n spook wat jy in die aand jou opmaak as jy van jou maats wil skrik maak of iemand wil skrik maak. So, met ander woorde, dit is letterlik al wat ek van hulle weet en ek voel ek wil ook nie meer weet nie. Dit lyk vir my sinister genoeg as ek net so na van die foto's kyk wat rondom hulle handel. So definitief geen assosiasie in enige opsig nie. Maar dis interessant dat hulle wat weet, daar's nie assosiasie nie. Hulle wat weet, ons is nie in samewerking, in assosiasie, nie eers met verregse organisasies binnelands nie. Wat nog te sê van verregse organisasies in die buiteland, wat ons niks van weet nie. Maar ek verstaan hoekom, want u moet een ding onthou, kykers en luisteraars, en hierdie moet u baie mooi vanoggend verstaan. Want die wat dit gaan verstaan, sal die wees wat Sefanja 3 van praat, hier in Suider-Afrika. Ek sal in jou 'n geringe, elendige volk laat oorbly, wat by die naam van ons Skepper geskuil het, met ander woorde, by God skuiling gesoek het. En dit behels dat, jy gaan twee groeperinge in hierdie land hê. Die een gaan wees wat hulle hoop steeds op die wêreld sit. Hosea 2 sê dit vir ons baie mooi, julle het agter julle minnaars aangeloop, waarvan die wêreld een van daardie minnaars is. En ek sê vir u, die wat daardie hoop op die wêreld gaan plaas, Hosea 2 sê ook vir jou, op 'n stadium gaan hierdie minnaars vir jou weghardloop. Jy gaan hulle nie inhaal nie, is die woorde wat die Bybel gebruik. Jy gaan hulle nie meer inhaal nie, hulle gaan jou nie help nie, hulle gaan nie daar vir jou wees nie. Die Vader sê dit self, in jou dag van benoudheid, roep jou afgode, dat hulle jou help, want ek gaan jou nie help nie. Heeltemal regverdig, jy het mos nou afgode, jy het mos lande, Amerika, Rusland, enige land in die wêreld, as dit jou hoop is, gaan daar lande wees volgens die profesie, 'n land wat ons gaan help in die toekoms? Ja. Maar jou hoop en jou vertroue mag nooit wees op 'n land of 'n volk wat jou gaan help nie. Dit moet alleenlik op jou Skepper wees, op jou man, soos Hosea 2 dit baie mooi sê, né? Op ons man. Ons is sy vrou, ons is sy bruid, ons is sy kinders, die uitverkorenes oor die aarde, en ons hoop in hierdie tye veral wat nou kom, moet daadwerklik op hom wees. As ons nog gaan wonder, wat sê hierdie land, en wat sê daardie land? Nee, ons koers het ons siener gesê, ons moet ons koers hou, en daardie koers was 'n koers van geloof. Sy laaste en enigste grootste raad wat hy vir ons gehad het, as 'n geloofsman, kom ons los hom as 'n profeet, as 'n diep gelowige man, was gewees, moet die geloof nie verloor nie. Geloof beteken jy glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis waarin jy glo. Daarom glo jy in sy woord. En daarom is jou hoop in hom. Deur die kennis van die woord is jou hoop op hom. Op geen wêreld, land, wêreldgroep, niks nie. Op niks, behalwe op ons Skepper nie. In hierdie punt wil ek net baie duidelik vandag hier oordra. Hier gaan 'n groep wees wat hulle hoop alleenlik op die Vader gaan stel, deur sy Seun en sy Gees. En dis die groep wat wonderwerke gaan sien. Dis die groep wat gaan oorleef. Dis die groep waaroor daar weer geskiedenis geskryf gaan word. Nie omdat ons so oulik was nie,
maar omdat ons Skepper so volmaak en so almagtig is. Dis hoekom. Maar in dit sal hy dan ook weer die wat verneder was, verhoog, en die wat verhoog was, verneder. So ek steur my nie baie aan hierdie aantuiging nie, maar ek het dit waardig geag om daarop te reageer, omdat dit op 'n internasionale vlak is, en ek het gevoel ek gaan dit ook dan nou op 'n YouTube medium doen, wat internasionaal is, sodat hulle kan sien, sodat hulle Simon se reaksie aan my vraag aan hom, hierop, dan nou ook kan speel. Wat die waarheid is, wat hulle almal kan nagaan, en hulle weet dit klaar. Maar ons moet een ding onthou, kykers en luisteraars. Waar is Babylon? Waar is die nuwe wêreldorde gesetel? Waar is hy gesetel? Ongelukkig is hy in die weste gesetel. En ek wil amper sê die weste beskrywende die leierskap van die weste. Nie die gewone westerling nie. Die gewone westerling is ons boeties en ons sissies. Die mense daar in Rusland is ons boeties en sissies. Ons boeties en sissies, die uitverkorenes, is op hierdie stadium verstrooi oor die hele aarde. Dit, luisteraars, is nie die weste nie. Babylon, die nuwe wêreldorde, die elite, die deep state, is in die weste se leierskap gesentreer. En daai leierskap, en hiermee gaan ek afsluit, daardie leierskap sal in vyandskap wees, wie ook al dit is, watter land dit ook al is, sal in vyandskap wees met die uitverkorenes. Want die uitverkorenes stel hulle hoop op die Vader, ons rig ons lewe volgens sy woord, ons gaan nie iets op ons regterhand in ons voorkop vat, waarmee ons dan nie meer sal kan koop en verkoop nie. Ons gaan nie, want ons geloof sê dit vir ons. En dis soos dit is. En hulle gaan ons opponente wees, en is reg met my, en ek besef en weet wat is die klippad, wat vir my nog kan voorlê, en wat se vervolging daar nog kan wees. En dis reg, is dit lekker? Nee, verseker nie. Sien ek daarna uit? Nee, verseker nie. Maar my beginsel en my geloof, ons beginsel en ons geloof, moet sterker wees as ons vrese. En dan, wanneer ons dit reg kry, soos al ons voorouers, vanuit die Bybel uit, die Franse protestante, ons planting in die suidpunt van Afrika, ons is definitief nie koloniseerders nie. Ons was vlugtlinge vir ons geloof. Dis hoe ons hier beland het. Maar ja, kom ons gaan nie te veel in geskiedenis in nie. Kykers en luisteraars, ek is nie opgewerk nie, ek is passievol, want hier gaan 'n geringe, elendige volk hier oorbly, wat by die Skepper se naam geskuil het, skuiling gesoek het. En ek wil die maan, en dis die passie en energie wat ek met u deel. Ek wil die maan, moenie die wêreld kies nie. Moenie bang wees vir wat wêrelde en ambassades vir u sê nie. Wees bang wat die Vader vir u sê. Vrees hom alleen, daar begin die wysheid, sê die woord. Daar begin ons oorlewing. Daar begin ons herstel. Kykers en luisteraars, hoe deel 'n mens so opgewondenheid met u almal? 'n Opgewondenheid waar die antwoord en die oplossing vir ons lê. Maar die vyand in die wêreld sal deur vrese en spooke, sal hulle u altyd probeer wegrokkel van ons God, sy seun en sy gees af. Hulle sal ons altyd van dit af probeer wegrokkel, want hoe verder ons van dit af weg is, hoe swakker is ons. Hoe verder gaan hulle ons vertrap en ons vernietig en verwoes. Die Engelse het selfs die klippe by Paardekraal in die rivier gaan gooi, in die Vaalrivier, uit vrees uit vir die geestesinstelling wat ons volk gehaat het in daardie dae. Daardie geestesinstelling wat hulle op hulle baadjie gegee het by Amajuba. En daardie instelling moet ons weer terugkry. Dan sal ons hulle weer op hulle baadjie gee. Jy moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Totsiens.